Môre maatjies. Dis lekker vir oggend 26 April. Ja, Leandri verjaar vandag, so ons is opgewonde, nê? En ons is bly en ons is vrolik. Maar maat, dit gebeur soms dat pappa en mamma met hulle kwaai stemme praat en dan sê, "Gaan wag vir my in die kamer," nê? Dis mens bang, nê? Is mens bang, Heinrich? Is veronderstel om bang te wees. Ja, of as jy in 'n skool is en die hoof roep jou in en jy moet na die hoof se kantoor toe gaan, dan is mens maar baie bang en benoud. Nou maats, hier in Numeri 12 lees ons vanoggend van Moses se ou boet, Aaron en sy sussie Miriam wat ouer was as hy, né? Onthou hulle mos toe Moses 'n babietjie was, het Miriam hom ons opgepas daar by die Nylrivier. In elk geval Miriam en Aaron is al baie oud, want Moses self is al in die 80, so hulle is al seker al op pad 90 toe. En die twee raak toe ongeduldig met Moses en hulle raak opstandig en hulle beskuldig vir Moses van goed wat hy gedoen het, wat hy nie eers skuldig aan is nie. En hulle sê, is Moses alleen nou Jahwe se knegt? Jahwe praat met ons ook. En hulle doen baie groot sonde. Hulle spreek teen die knegt van Jahwe, teen Moses. En dit is toe wat Vader Jahwe hulle roep, soos dat 'n pappa en 'n mamma vir 'n kind sê, gaan kamer toe. Toe sê Vader Jahwe, en weet julle waar is Vader Jahwe se kamer? Die tent van samekoms, hulle kom saam, ons het mos al gesels oor die tabernakel, né? Jahwe sê, ek kry julle daar, ek gaan met julle daar spreek. Nou dink nou net, nee, dis nou nie twee kinders nie, dis twee groot mense, Aaron en Miriam. En hulle kom daar by die tent, en Jahwe verskyn in 'n wolk, Jahwe verskyn, kom af, maar ek dink Aaron en Miriam was baie bang geweest. En Vader Jahwe praat met hulle tweeetjies, sê vir hulle, Moses is my knegt. As ek met 'n ander persoon praat, soos 'n profeet, dan sal ek in 'n naggesig of in 'n droom praat, maar Moses, ek praat met hom van aangesig tot aangesig, hy is my afgesonderde knegt, het julle nie respek nie, het julle nie vrees vir Jahwe, dat julle sommer so teen Moses opstaan nie? Maat, en daar kry Moses boetie en sussie Aaron en Miriam raas. Maar nie net raas nie, baie groot straf. Want die toorn van Jahwe het ontvlam. Want die probleem is, die volk sien nou Aaron en Miriam opstandig raak, en raak hulle ook opstandig, want net as ons 'n bietjie verder gaan blaai, Numeri, gaan ons sien Korag, Datan en Abiram gaan opstandig raak, en Jahwe wil nie opstandige kinders hê nie. Hy straf opstandige kinders. Maats, en toe Vader Jahwe weggaan, wat het toe gebeur? Toe kyk Miriam, toe is sy vol melaatsheid. Sê melaatsheid? Melaatsheid is 'n verskriklike siekte. Jou vleis begin te vrot en jy gaan so dood van buite af. Maats, en Aaron vra, ag asseblief, Moses bid tog tot Jahwe, hoe moet Miriam nou sterwe? Dit is 'n verskriklike straf wat sy gekry het. En toe sê Vader Jahwe, en sy moet daar buite kan die laar, buite kan die tente vir 7 dae opgesluit word, dan sal sy gesond word. 'n Verskriklike straf, 'n opstandigheid. Hulle moenie opstandig wees nie. En daarom leer ons ook maats, as pappa en mamma raas, moet nooit opstandig wees nie. En sê altyd dankie vir goeie raad en 'n opvoeding. En vra vir Vader Jahwe vir mooi sagte hartjies, dat ons altyd na hom sal luister. Kom ons bid saam. Dankie Vader Jahwe vir die nuwe dagie. Dankie dat ons uit die woord uit kan leer, dat U 'n streng Vader is, dat ons nie sommer enigiets moet doen nie, maar dat ons vir U moet lief wees, want U is vir ons lief. Dankie dat U ook vir Aaron en Miriam getuigtig het, geleer het. Hulle moet U vrees en respek hê, vir U ook so in ons hartjies werk. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende week, tata.